Here, in U teenwoordigheid wil ons stil wees. Ons wil bely dat ons afhanklik van U is. Ons wil erken dat U die Here, die God van hemel en aarde is, wat in Christus Jesus ons Here en ons Verlosser geword het. En vanweë die Heilige Gees wat in ons woon, elke oomblik van elke dag by ons is. Daarom kan ons nooit alleen wees nie, kan ons nooit soekend na U wees nie, omdat ons weet U is altyd by ons. U is die God by wie ons mag wees. En as ons die voorreg het om as broers en susters ook vanmôre saam in 'n erediens te wees, dan is ons ook daarvoor dankbaar. Ja, soos ons ook nou in die konsistorie gebid het en U gedank het, dat ons dit nog vrylik kan doen, dat ons deure mag oop wees, selfs al is dit nou koud, ons deure toe is, maar ons hoef dit nie agter geslote deure te doen nie. Ons in vryheid vir U mag gaan bid en U kan kom dien. Mag ons dit net nooit beleef, dis maar hoe dit moet wees nie. Maar dat ons die voorreg daarvan elke keer sal erken en uit dankbaarheid elke geleentheid wat ons het, sal aangryp om dit ook te doen. My gebed is, Here, dat ons vir U al die eer sal gee as ons ook vanmôre gehoorsaam sal wees aan U woord. As ons anders hier sal uitloop, omdat U Heilige Gees 'n gesprek met elkeen van ons gehad het en die woord aan elkeen van ons kom oopbreek het. Word U asseblief deur ons lewens op hierdie wyse dan ook verheerlik. Dankie dat ons erediens nou mag begin, elke oomblik met hom mag besig wees en hier mag uitloop wetende U is by ons en U seën en U goedheid en U guns rus oor elkeen van ons. Amen. Kom ons staan, dan sing ons tot eer van die Here daai baie bekende woorde uit Openbaring 4 en 5. Dis die Here se wederkoms, sy terugkoms in die hemel, sy tuiskoms, die hele skare van engele en gelowiges is voor hom, en dan sing hulle hierdie loflied mos vir hom. En dis vir ons in Openbaring 4 en 5 opgeteken, is die woorde wat ons in die 202 sal hoor. Kom ons staan, dan sing ons al die verse. Kom ons maak ons Bybels oop by Lukas 20. Ons gaan daarvan vers 27 af lees. Jy sou hierdie selfde gedeelte ook in Matteus 22 en in Markus 12 kry. So die drie evangelies vertel al drie hierdie verhaal.
elkeen met 'n verskillende inslag, maar ons gaan vanmôre Lukas se weergawe gaan ons lees. Die gaan oor die groot vraag oor die opstanding. Wat is daar regtig 'n opstanding uit die dood op 'n dag? Lukas 20 van vers 27 af. Here, ook met u woord voor ons oop, is dit my begeerte, my behoefte dat u dit in elkeen van ons harte nou sal kom stil maak. Dat die geruis van 'n week en 'n naweek wat verby is met baie opwinding op verskeie fronte van ons lewens, dalk 'n vooruitsig van 'n vakansie wat vir ons voorlê, 'n rustigheid in die volgende dae, of dalk 'n klompie moeilike dae wat vir ons voorlê ten opsigte van 'n klompie dinge, maar al die goeie laat ons dit so vir 'n oomblik op die agtergrond sal skuif en dat ons werklik net in hierdie oomblikke met u woord sal besig wees en duidelik ook u stem vanuit die woord sal hoor. Seën ons asseblief in die verband in Jesus se naam. Amen. 'n Aantal Sadduseërs, en dan nou eintlik so in hakies word daar gesê, dit is nou die mense wat ontken dat daar 'n opstanding uit die dood is. Hulle kom toe nader en hulle vra vir Jesus: "Meneer, Moses het vir ons voorgeskryf, as iemand 'n getroude broer het wat kinderloos sterwe, moet hy met sy broer se weduwee trou en vir sy broers kinders verwek. Nou was daar 7 broers. Die oudste het getrou en kinderloos gesterf, ook die tweede en die derde het met die weduwee getrou en hulle het ook kinderloos gesterf. En so het dit met al 7 gegaan. Daarna het die vrou ook gesterwe. Die vrou nou, wie se vrou word sy met die opstanding? Al 7 het haar mos as vrou gehad." Jesus sê vir hulle: "In hierdie wêreld trou die mense met mekaar, maar die wat waardig geag is om deel te hê aan die toekomstige wêreld en aan die opstanding van die dood, trou daar nie meer nie. Hulle kan ook nie meer sterwe nie, hulle is soos engele. Hulle is kinders van God omdat hulle uit die dood opgestaan het. Dat die dooies opgewek word, het Moses ook aangedui, waar hy in die gedeelte oor die doringbos praat van die Here, die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob. Hy is nie die God van die dooies nie, maar van lewendes, want by hom leef hulle almal." Toe sê sommige van die skrifgeleerdes, "Meneer, u het goed geantwoord," en hulle het nie meer gewaag om 'n enkele vraag te stel nie. Ek sal net tot daar so lees. Net voordat die Here antwoord in die Matteus weergawe, begin die Here deur te sê: "Julle dwaal, want julle ken nie die skrifte nie en julle ken nie die krag van God nie." En dan gaan hy aan met hierdie gedagte van by die opstanding trou mense nie meer nie en alles wat daarmee saamgaan. Hou dit net in gedagte, want ek wil graag ietsie daaroor later weer sê. Ek dink nie ek sou vanmôre alleen wees as ek sê daar's nogals 'n klompie vrae wat ek graag vir die Here sou wou vra en graag 'n antwoord op sou wou hê nie. Ek dink elkeen van ons wat hier sit, het 'n vraag of het vrae of baie vrae wat ons graag vir die Here sou wou vra en graag sou wou hê hy moes vir ons nou hier en dan 'n antwoord kon gee. Jy weet wat is jou vraag. Maar as jy die geleentheid sou hê, as jy die geleentheid kon kry om vanmôre vir die Here een vraag te vra, net een vraag te vra, en hy sou vir jou dadelik kon antwoord, wat sou daai vraag wees? Wat sou jy vir die Here wou vra? Wat sou daai een enkele groot vraag op jou hart wees? As ek dink aan die baie vrae wat ek as dominee kry van mense, dan dink ek daar's 'n paar ouens wat sou vra: "Here, hoekom is daar soveel lyding, soveel seer, soveel swaar in hierdie wêreld?" Ander sou vra: "Here, hoekom doen U vandag nog steeds wonderwerke soos in die Bybelse tyd, dat 'n ou maar net kan opstaan as hy verlam was, of maar net weer kan sien as hy blind was, of maar net weer kan praat as hy stom is, of maar net kan gesond word of gesond wees as hy siek was? Hoekom doen U nie daardie tipe wonderwerke vandag nog nie?" Ander sou dalk wou vra: "Here, gaan ander godsdienste se mense wat nie in U glo nie regtig hel toe? Selfs al leef hulle partykeer beter as ons as Christene?" Ander sou dalk wou vra nader aan ons teks: "Here, is daar regtig 'n lewe na die dood? Is dit nie maar net 'n storie nie, gaan ons regtig vir altyd vir ewig lewe?"
Jy weet waarmee jy vanmôre worstel. Jy weet wat die vraag is, wat in jou gemoed is. Wat is daardie een vraag wat jy dalk vir die Here sou wou vra? Nou as jy bietjie deur die evangelies blaai, dan kom jy agter, dis 'n gereelde ding gewees by die Here. Daar het gereeld groeperinge gekom en dan het hulle hierdie vraag-antwoord sessie met hom gehad, waarin hulle hom 'n klompie vrae gevra het en jy hoor, dit was die Fariseërs en dan kom die Sadduseërs en dan was dit die skrifgeleerdes. Hulle het in sulke groeperinge het hulle by hom aangekom en hom gepeper met vrae. Nou die een ding wat ons het meeste van die kere in hierdie evangelies lees, as hierdie groeperinge by hom gekom het, is dat hulle nie die idee gehad het dat hulle wou wyser word nie. Hulle het nie met vrae gekom sodat hulle in hulle antwoord wat die Here vir hulle gee, 'n beter verhouding met hom kon hê nie, of dat hulle nader aan God sou leef, of dat hulle die lewe in die wêreld beter sou verstaan nie. Nee, elke keer hoor jy, hulle het hom met 'n vraag probeer vastrek. Hulle het 'n strikvraag gestel. Hulle wou hom in 'n hoek indryf. Die agenda wat hulle gehad het, was altyd vals. Hulle wou altyd met 'n ander pad gekom het om 'n ander antwoord of 'n ander uitslag te kry. Hulle wou die Here keer op keer probeer in 'n hoek vasdruk. Hulle was nooit genuine in hulle vrae nie. Hulle wou nie antwoorde kry nie, hulle wou argumente wen. So hoor ons keer op keer wanneer die evangelies vir ons van hierdie verhale vertel. Dit is amper soos die seentjie wat met 'n duif agter sy rug by oom aankom. En sê oom, is die duif wat ek agter my rug vashou in my hande, is hy lewend of is hy dood? En hy het in sy kop uitgewerk dat as die oom vir hom sou sê, nee, dis 'n lewende duif, dan het hy net eenvoudig hier agter sy rug gou die duif se nek omgedraai. En dan het hy hom gewys, nee, die duif is dood. En as die oom sou sê, nee, is 'n dooie duif, dan sou hy net eenvoudig die duif gelos het en hy weggevlieg en sê, die duif is lewend. So maak nie saak wat die oom sou geantwoord het nie, die oom sou altyd verkeerd gewees het. Maar toe is dit genadiglike wyse oom en die oom antwoord toe die vraag soos volg: die antwoord op hierdie vraag van jou lê volledig in jou hande. Dit lê volledig in jou hande. En elke keer wanneer ek die evangelies lees en hierdie vraag-antwoord sessies het, dan kom ek agter dis presies hoe die Here ook gewerk het. Hy het elke keer hierdie skynvrae van hulle getroef. Hy het elke keer geweet wat is die bedoeling. Hy het geweet hulle is vals in hulle vrae en daarom het hy 'n beter antwoord. 'n Antwoord wat hulle nie verwag het en wat hom nooit in 'n hoek ingedryf het of hom vasgetrek het vir hulle gegee nie. Nou kom ons kyk na Lukas 20. Jy moet eintlik die hele Lukas 20 lees. In die begin in die eerste verse van Lukas 20, hoor ons dat die klomp skrifgeleerdes en die priesterhoofde, en later kom die familiehoofde ook nog by, kom daar by Jesus aan en vra hulle vir hom, op watter gesag doen hy al hierdie goede wat hy nou doen? So 'n strikvraag. Want die hoofpriester was die hoogste gesag van die volk. Dan het die priesterhoofde gekom en dan die familiehoofde gekom. So die hoogste van die hoogste gesag in die volk sê, ons het nie vir jou hierdie gesag gegee nie. Nêrens het ons vir jou gesag gegee om as rabbi op te tree nie. So hoe staan jy nou in die tempel en jy leer hierdie mense? Met wie se gesag doen jy dit? Dan sien die Here deur hierdie strikvraag. En dan sê nee, kom ek antwoord julle met 'n teenvraag. Sê gou vir my, die doop van Johannes, kom dit van God af of kom dit van die mense af? Jo, en dan lees jy in daai eerste paar verse, dan begin hierdie ouens nou redeneer met mekaar. Dan sê hulle, as ons sê van God af, dan gaan die ouens sê, maar hoekom het julle hom nooit geglo nie? As ons sê van die mense af, dan gaan die volk ons steun, want hulle het geglo, Johannes is 'n profeet. En dan sê hulle, ons weet nie. En dan troef die Here hulle dit te sê, maar dan sê ek ook nie vir julle, met wat se gesag ek dit doen nie. Dan vertel hy vir hulle die verhaal van die boer met die wingerd, waar hy die ouens ingekry het om die wingerd by hom te huur. Dan op 'n dag dan gaan haal hy hulle, dan stuur hy sy slawe om die geld te gaan haal. En dan slaat hulle die eerste slaaf half dood en die tweede een slaan hulle dood en so gaan dit nou aan en aan. En dan op 'n dag dan sê hy sal sy seun stuur. Want hulle gaan mos sy seun nou nie skade aan doen nie. En as die seun daar aankom, dan slaan hulle ook die seun dood. En dan gebeur hierdie ongelooflike dat ons hoor dat hy dan die eienaar dan terugkom, uiteindelik hierdie ouens laat doodmaak en die wingerd dan verander gee. Maar dan eindig die gelykenis met die volgende woorde. Die skrifgeleerdes en die skrifgeleerdes en die priesterhoofde het besef dat Jesus met hierdie gelykenis op hulle sin speel. Daarom wou hulle hom net daar en dan sommer gevange neem, maar hulle was bang vir die volk. En hoor nou hoe begin die volgende gedeelte. Hulle het hulle kans afgewag. Toe stuur hulle geheime agente wat hulle as opreg voorgedoen het, om Jesus op een of ander uitspraak te probeer vasdry, sodat hulle hom aan die owerheidsgesag van die goewerneur kon uitlewer. Ek sit eintlik as ek hierdie paar verse lees.
Want ek dink nie ons verstaan die impak nie. Hoor wie's die ouens? Dis die priesterhoofde en die skrifgeleerdes. Dis die ouens wat met ander woorde die woord van God die beste moet ken. Dis die Bybel uitleggers. Dis die ouens wat die Torah en al hierdie goeders uit hulle koppe uitgeken het. Die priesterhoofde is die heiligstes van die heiligstes. Maar hulle is die skelmste van die skelmstes. Hulle is die ouens wat kon kom en hulle stuur 'n geheime sending hier af met 'n klompie ouens wat hulle self vroom voorhou, asof hulle opreg die Here dien, met 'n vraag om hom te probeer vasdry. En wat is die vraag? Moet ons aan die keiser belasting betaal of nie? En weer eens sien die Here deur hulle valsheid. En dan sê hy, het een van julle vir my 'n muntstuk? En as hulle vir hom 'n muntstuk gee, dan sê hy, wie se kop is op hierdie muntstuk? En hulle moet self antwoord. Hy laat hulle antwoord. Nee, dis die keiser se. En dan sê die Here vir hulle, nou gee aan die keiser wat die keiser toekom, en gee aan God wat God toekom. Weereens stroef hy die valsheid waarmee hulle hom probeer in 'n hoek vasdruk. En as dit klaar is, dan kom vers 27. Dan kom die klomp Sadduseërs daaraan. Nou die Sadduseërs en die Fariseërs was al twee groepe wat die Here geopponeer het. Hulle het nie een van die Here gehou nie. Hulle het almekaar probeer om die Here in 'n hoek vas te druk, maar hulle het van mekaar ook nie gehou nie. Hulle kon mekaar nie verdra nie. Die Sadduseërs was hierdie meer welgestelde Jode. Hulle was polities baie sterk. Hulle het 'n baie sterk netwerk gehad en hulle het net die Torah aanvaar as die Bybel. Hulle het nie die profete aanvaar nie. Hulle het net die eerste 5 boeke aanvaar. Hulle het ook nie aan die opstanding geglo nie. Want hulle het geglo, of hulle het gesê, nêrens in die Torah lees jy van die opstanding uit die dood het nie, so dit kan gewoon nie bestaan nie. Dis hoekom jy hoor in vers 27, die Sadduseërs, dit is nou die mense wat nie in die opstanding glo nie. Hulle is nou die een groep, die Fariseërs was meer die wettiese ouens, die godsdienstige ouens. Jy sal oral lees, wanneer die Here praat oor hierdie goeders, dan sê hy, moenie so skynheilig soos die Fariseërs wees nie. Ons het duisende wette, jy moet jou hande so was, jy moet so maak, jy moet so maak en so maak, maar harte is dood, hulle is koud. Hulle was die meer wettiese godsdienstige ouens, baie polities gesind nie, maar hulle die Torah en die profete aanvaar. Hulle het geglo in die opstanding uit die doodheid. So hierdie twee groepe die hele tyd mekaar geopponeer. Hulle die hele tyd in 'n gevegte met mekaar gewees. Nou kom hierdie Sadduseërs. En hulle kom met 'n baie goed deurdagte vraag. Eintlik 'n waterdigte argument. Want hulle wil nou met die Here juis oor die opstanding praat. Hulle wil eintlik die opstanding absurd voorstel. In die Latyns het ons die uitdrukking argumentum ad absurdum. Wat sê jy het 'n argument om die absurde eintlik voor te stel of oor te dra. En nou kom hierdie ouens met hierdie argument, met hierdie vraag om eintlik die opstanding as absurd te probeer voorstel. Wat is hulle gedagte? Meneer, hier is 'n vrou, sy is met 'n man getroud, die man gaan dood. Moses het bepaal dat as 'n man kinderloos sterf, dan moet die broer met die weduwee trou, kinders verwek sodat hy 'n nageslag kan hê. Nou trou die boetie, nou gaan hy ook dood. Nou trou die derde boetie, daar was 7 boeties, nou trou die derde en hy gaan ook dood. Dit begin vir my soos Daisy de Melker klink, né? Die een man na die ander man. Uiteindelik die 4de man dood, die 5de man, die 6de man dood, die 7de man dood, geen kinders nie. Uiteindelik kan die vrou, dit lyk my ook hou nie, sy gaan toe ook nou maar dood. En nou is hulle vraag. Nou met die opstanding, die sogenaamde opstanding waarvan julle praat, wie se vrou gaan sy nou wees? Sy is nou met al 7 getroud gewees, wie se vrou gaan sy nou wees? Vir die Jode was dit makliker om te aanvaar dat 'n man 7 vrouens kon hê, as enigstens dat 'n vrou 7 mans kon hê. Dit kon net gewoon nie gebeur nie. So hulle probeer hierdie hele ding absurd maak. Hulle eintlik so 'n bietjie smalend om te sê jy nou vir ons, wie se vrou gaan hierdie vrou nou wees? Sy was dan nou met 7 mans getroud. Dis waar Matteus dit eintlik so sterk stel as hy sê, die Here antwoord hulle toe deur te sê, julle dwaal. Want julle verstaan nie, julle ken nie die skrifte nie, en julle ken nie die krag van God nie. Lukas gee 'n bietjie vir ons 'n ander opinie, of 'n ander uitkyk. Hy begin deur te sê, God mors nie met sy skepping nie. God gaan nie morsig met sy skepping om nie. Hy behou sy mense, want hy is die God van die lewe. By hom sê vers 38, lewe almal. En dan verwys hy na Moses, wat julle nou so aanhaal. Moses het julle al geleer dat God die God van die lewende is, want hy praat van die God van Abraham, die God van Isak en die God van Jakob, wat lank reeds dood is. Daarmee sê hy dat hierdie verbond wat hy met sy mense aangegaan het, is onbreekbaar en onsterflik. God is die God van die lewendes. Daarom weet ons dat Abraham en Isak en Jakob by God voortleef, selfs al het hulle hier op aarde reeds gesterf.
En sommer net so in hakies, dis een van die groot tekste wat ons hoor, dat ons individualiteit sal behou. Abraham het nie skielik niks geword nie, Isak het nie skielik niemand geword nie, Jakob het nie sommer net verdwyn nie, in die ewigheid sal hy Abraham en Isak en Jakob bly, soos ek in die ewigheid Christus gaan bly, en jy en Piet en Koos en Gert, nou almal gaan wees wie jy op hierdie oomblik is. Maar dan sê die Here, tog verander alles ook. Ons bly wie ons is, maar in alles anders verander, onder andere ook verhoudinge, waarby die huwelik ingesluit is. En dan die Here hierdie hele gedagte om te sê, julle dwaal omdat julle nie die skrif verstaan, by die opstanding trou mense nie meer nie. Daar's nie meer huwelike in die hiernamaals nie. Daar's nie meer gesinne in die hiernamaals nie. Ek gaan nie weer met myselfde vrou getroud wees, of genadiglik kan ek nou 'n ander vrou kry, of wat die geval ook al is nie. Gaan nie weer kinders kry nie. Ons gaan nie weer die Weideman clan wees, wat daar iewers in ons een kantjie bly nie. Nee. En met die opstanding is ons mos nou almal broers en susters van mekaar, kinders van die Here. Ons is nou een groot nuwe familie, waarin hierdie verhoudinge wat ons hier op aarde gehad het, uitgedien is. So antwoord hy hulle op hierdie vraag wat hulle ons so probeer die opstanding absurd maak. Deur eerstens vir hulle te sê, julle verstaan nie, ek is die God van die lewe. Of God is die God van lewe, elkeen wat sterf, en hy sal dit uiteindelik later in Johannes 20 baie sterker stel, om te sê, dat ek is die opstanding in die lewe, wie in my glo sal lewe, selfs al het hy op aarde gesterwe. So hy maak dit baie duidelik, hy is die God van die lewe, nie die God van dooies nie. En elkeen wat uiteindelik in hom glo, sal vir altyd by hom leef, maar binne nuwe verhoudings, waarin huwelike onder andere nie sal wees nie. En die Sadduseërs moes ook hier gehoor het, vrouens gaan nie meer man se besittings wees nie. Ongelukkig was dit so, die Sadduseërs het geglo, vrouens is die man se besitting, so mans kan met vrouens doen net wat hulle wil, hulle hanteer eintlik smalend hierdie arme vrou wat nou 7 mans moes gehad het. So dit gaan genadiglik nie meer gebeur nie. As ek Jesus een vraag kon vra, wat sou dit wees? Want uit hierdie verhaal en al die ander verhale, as daar vrae betrokke is, dan hoor ek een ding, en dit is jy moet jou vraag baie mooi oordink. Jy moet jou vraag baie mooi deurdink. Want die antwoord mag dalk anders klink as wat jy graag wou gehad het. As jy met 'n onrein hart, met 'n onrein agenda, met 'n skewe agenda, met 'n geheime agenda, met 'n verkeerde ingesteldheid, vra vir die Here wil kom vra om hom eintlik so bietjie te toets, so bietjie te troef, so bietjie in 'n hoek te probeer indruk, dan gaan jy jou Moses teekom. Soos wat die Fariseërs en die skrifgeleerdes en al hierdie ouens keer op keer hulle Moses teëgekom het. Maar dit is tog baie duidelik, nie net in hierdie verhale nie, maar in die hele Bybel, dat ek en jy vra vir die Here mag vra. Ons mag met ons vrae na die Here toe kom. Ons mag met ons worstelinge, met ons stoeie na die Here toe gaan. Ongelukkig sit ons in die situasie vandag, dat die Here nie as persoon hier voor my staan, met wie ek 'n persoonlike gesprek kan hê, en vir hom kan die vraag vra, en hy vir my dadelik kan antwoord nie. Nee, vandag is ek aangewese op die woord van God. Ek moet dikwels die antwoord in die woord gaan soek. Baie keer hoor ek 'n vraag wat ek in my gemoed gehad het, die antwoord deur 'n preek wat aan ek luister. Of gelowige vriende wat iewers 'n gesprek het, en ek hoor in die gesprek, daar is die antwoord waarna ek gesoek het. Maar baie keer moet ek ook weet, daar is vrae in hierdie wêreld wat ek net nooit in hierdie lewe 'n antwoord gaan op kry nie. En dan hou ek maar vas aan wat Paulus vir ons daar in 1 Korintiërs 13 geleer het. Wat gesê het, weet jy, ons ken nou maar gedeeltelik en ons verstaan nou maar gedeeltelik, maar eendag sal ons ten volle ken. Ons sal die antwoorde op al hierdie vrae wat nou nie antwoorde het nie, sal ons uiteindelik hê. Ek mag vra. Maar die rede hoekom ek die vraag vra, is belangriker as die vraag self. Hoor dit asseblief weer, die rede hoekom ek met 'n vraag na die Here toe gaan, dis belangriker as die vraag self. Want as ek wil doen soos die Fariseërs, om hom te probeer vastrek en 'n hoek te probeer indruk, om op die proef te probeer stel, God is gewoon net nie te vind vir sulke tipe vrae nie. Maar wanneer ek in my opregtheid voor die Here kom staan, om deur my antwoord meer te wil weet, wyser te wil word, 'n beter verhouding met hom te wil hê, my seer dalk beter te verstaan, wat die geval ook al is, dan luister hy altyd na my vrae. En al antwoord hy nie dadelik nie, dis dalk hoekom ek Matteus se gedagte wou bygesit het, al antwoord hy dalk nie dadelik nie, sê Matteus vir ons, julle dwaal omdat julle nie die skrifte ken nie, vir my so belangrik dat jy die skrif moet gaan leer, en dan sê hy daarmee saam, en omdat julle nie die krag van God ken nie. Ek moet nie die krag van God onderskat nie.
Juist deur 'n preek, of deur 'n boek wat ek lees, of deur gelowige vriende se geselse, of wat ook al, hoor ek dikwels wat die Here vir my wil sê, op die vraag wat ek gehad het. Maar deur sy krag sal hy ook vir my die genade en die geduld gee, as daardie vraag wat ek nou het, nie 'n antwoord hier het nie, om geduldig te wag, tot die dag wat ek dan voor hom staan. Het die hiernamaals begin, en ek uiteindelik dan al die antwoorde op my vrae sal hê. Ek mag vra, ek mag soek, en ek mag klop. Want dis die belofte wat die Here vir ons in Matteus 7 vers 7 gegee het. As hy vir sy mense sê, wat julle ook al vra, vra en dit sal vir julle gegee word. Soek en julle sal vind, en klop en vir julle sal oopgemaak word. Dis die belofte van 'n vrygewige Vader aan sy kinders. Dalk nie dadelik nou hier, soos wat ek dit graag sou wou hê nie, maar deur die krag van God, sal ek ook die vermoë hê om dan te wag, totdat hy my uiteindelik antwoord. Vra dis jou vraag. Maar doen beter, doen anders, as wat die Fariseërs en die skrifgeleerdes en die Sadduseërs en die priesterhoofde gedoen het. Doen dit opreg. Doen dit reg. Laat jou hart opreg wees, wanneer jy vra. Dan het ek die belofte dat die Here op een of ander manier, op een of ander tyd, my wel sal antwoord. Amen. Here, dankie dat ons vir U kan kom vra, as ons stoei, as ons worstel, as ons nie verstaan nie. En elkeen van ons wat hier sit vanmôre, weet mos in sy hart, daar is daar die een vraag, wat ek so graag 'n antwoord op sou wou hê. Dalk twee, dalk baie vrae. Maar een wat ons sommer net dadelik op die voorgrond het, as ons oor hierdie gedagte dink. Wil U vanmôre vir ons help, Here, om dan te hoor, dat ons maar die woord moet ondersoek, moet deursoek, want dikwels antwoord U vir ons vanuit die woord. Maar dikwels moet ons ook maar net staat maak op U krag, wat vir ons geduldig sal laat wag, totdat ons uiteindelik by U is, en ons vrae uiteindelik volledig beantwoord sal word. Vir daardie tipe vrae waarop daar gewoon net nie antwoorde in hierdie wêreld is nie. My gebed is dat U vir ons ook daarin sal kom help, en vir ons daarin sal kom seën. Dankie dat ons weet, U stuur vir ons nie net weg, as ons opreg na U toe kom, in ons soeke, en in ons worstelinge, en in ons stoei nie, maar dat U geduldig na elkeen van ons sal luister. Ons eer U daarvoor in Jesus se naam. Amen.